Hebreërs 4 vers 7. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy, soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van Dawid, en dit is nou hier 'n aanhaling uit Psalm 95 vers 7, waar Dawid sê, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Ons lees hier dieselfde woorde ook in Hebreërs 3 vers 15 waar daar staan, daarom word daar gesê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het. Nou dit sluit in 'n groot mate aan by dit wat ons die vorige keer gesê het, en dit gaan oor die noodsaaklikheid dat ons nie hardkoppig sal wees nie. Met ander woorde, ons kan mekaar aanspoor met die beste doel in die wêreld. En tog kan ons vind dat mense hardkoppig is. Dat hulle ten spyte van die goeie wat ons graag meedeel, bly by die negatiewe, by die verkeerde, by dit wat eintlik sonde is. En hardkoppigheid, weet ons, is eintlik nie 'n baie goeie eienskap nie. En dit lei tot soveel ander slegte dinge wat met 'n mens kan gebeur, omdat hardkoppigheid jou weghou van die waarheid en die geleentheid om goeie boodskap te hoor, goeie aansporing te hoor, en werklik dan 'n verandering in jou rigting, in jou koers in die lewenspad te kan maak. En daarom, hierdie beroep, moenie hardkoppig wees nie. Hardkoppigheid is nie altyd 'n doelbewuste besluit wat 'n mens neem nie, maar net deur te ignoreer wat jy reeds weet, wat jy gehoor het, en dit net eenvoudig nie doen nie. Kom, ons wees nie hardkoppig nie. Kom ons loop die goeie pad, en ons doen die goeie pad. En dit sal met ons op die langtermyn net goed gaan. Loop mooi.